Dis Saterdag 9 Mei 2026. Ons het die week oor seisoene en die seisoene van die lewe gepraat en hoe elke ding sy tyd het. Joh, die week het gevlieg en daar is so baie dinge wat ons nog met mekaar kon deel. En ek het regtig gewonder oor waaroor ons vandag met mekaar moet praat. Maar dalk so 'n bietjie van 'n onvanselfsprekende een. Ek wil Prediker 3 vers 7 aanhaal, wat sê daar is 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. En die ou Griekse wysgeer Pythagoras het gesê, betekenisvolle stilte is veel beter as betekenislose woorde. Ons soek altyd antwoorde en ons wil altyd vinnig reageer op wat mense van ons gesê het. Ons hoef egter nie op alles te reageer wat mense sê nie. Partymal is dit beter om liewer stil te bly en niks te sê nie. Om die waarheid te sê, soms lê daar 'n besonderse krag opgesluit in jou stilte. In konflik kan jou stilte verhoed dat daar verdere olie op die vuur gegooi word en verhoed dat jy dinge sê waaroor jy later spyt is. Ons dink nie altyd helder wanneer ons kwaad word en ons nie meer verloor nie. Stilte kan jou help om jou waardigheid te behou en jou selfrespek verhoog. Dit gee jou tyd om te dink en perspektief te kry voor jy praat. Van die aangrypendste gedeeltes in die Bybel is die oomblik nadat Petrus vir Jesus verloon het. Daar staan, Jesus het niks gesê nie. Hy het omgedraai en na Petrus gekyk. Toe het Petrus Jesus se vermaning onthou. Hy het die gebou verlaat en bitterlik gehuil. Jesus het niks gesê nie. Hy het net na Petrus gekyk. Dit lê in ons natuur opgesluit om wanneer ons beledig word of wanneer daar sleg oor ons gepraat word, onmiddellik te reageer en onsself te verdedig. Dit is opmerklik hoe dikwels Jesus stil gebly het. Wanneer Jesus voor Herodes verskyn en die allerlei vrae aan hom stel, waarskynlik om hom aan te kla, lees ons, maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Lukas 23 vers 9. Die spreekwoordelike wag wat ons voor ons mond moet sit, het nie net te doen met skinder en maklik praat nie. Dit ook te doen veral met hoe ons reageer. Dit beteken nie dat ons altyd moet stil bly nie. En daar kom natuurlik tye om te praat. Natuurlik wat ons vir die waarheid en geregtigheid moet opstaan. Maar vir die oomblik wil ek net sê, berus daarin dat dit soms goed is om stil te bly. Dat ons soms in 'n seisoen van stilte moet ingaan, waar ons minder praat, minder sê en net wag. Wag op die Here, wag op rus, wag op vrede. Ons sal weet wanneer ons moet reageer. Die Heilige Gees sal ons daarheen lei. Dit was goed om die week saam met jou te kuier. Tot 'n volgende keer. Mag God se vrede en seën en rus julle vergesel.